Ons maak die Bybels oop by Josua hoofstuk 10. Dit is vandag deel 2 van die geskiedenis van die Gibeoniete. Die Gibeoniete, sy geskiedenis het in hoofstuk 9 begin as 'n groep mense wat, ons kan maar sê, met bedrog gehandel het. Hulle self voorgegee het as mense wat van 'n ver land afreis en eindelik was hulle mense wat naby gewoon het in die koninkryk van Kanaan en hulle het in die land Kanaan gewoon en hulle het een van die grootste stede gehad in die land. Jy sal vandag dit raak lees. Hulle was een van die, hulle noem dit 'n koningsstad. Hulle was een van die groot stede se inwoners. En wanneer Gibeon 'n verbond sluit met Israel, met ander woorde 'n ooreenkoms aangaan, maar met 'n eed, met ander woorde gelofte word aan die Here afgelê, die Here is getuie, hierdie mense wat hier woon is deel van ons nou, hulle is vrede as 'n verbond gesluit en ons sal hulle nie leed aandoen nie. Dit het gebeur in hoofstuk 9 en in hoofstuk 10 gaan ons nou die geskiedenis as gevolg van die Gibeoniete lees wat nou gebeur in die land Kanaan. Voor ons saam lees, kom ons bid saam. Almagtige en barmhartige God, ons verenig saam in gebed, en wanneer ons saam bid, Here, is ons afhanklik, want U is alleen God, almagtig en ver bo ons verhewe. Ons is onderdanig aan U en ons wil graag hoor wat U sê, U ons enigste God en hemelse Vader. U wat deur die Gees kragtig teenwoordig is, ons luister. En waar ons in 'n lewe leef waar dit baie besig is en ons graag wil stil word voor U, bid ons nou, Here, dat U sal stil maak ons gemoed. Stil maak dit wat skeiding kan bring tussen ons en U, en dat U bo natuurlik deur die Gees se werking ons ook nou sal laat hoor wat U sê. Laat U woord spreek en dat dit vir ons duidelik word, U is teenwoordig, almagtige en 'n barmhartige God. Dit bid ons in die naam van Christus Jesus, ons Here. Amen. Die hele gedeelte is 43 verse, ons gaan nie al 43 verse lees nie. Ek gaan uittreksels hieruit lees. Ek wil tog vra, omdat ons tyd bietjie beperk is met die skriflesing. Die skriflesing is baie belangrik, dat U wel die skriflesing sal gaan lees, in sy volheid en sy volledigheid. Ek gaan probeer en kyk of ek die hele strekking vir U kan bly gee, soos ons lees. Josua 10 vanaf vers 1. En toe Adoni-Sedek, die koning van Jerusalem, hoor dat Josua Ai ingeneem en dit met die banvloek getref het. Soos hy met Jerigo en sy koning gedoen het, so het hy met Ai en sy koning gedoen. En dat die inwoners van Gibeon vrede gesluit het met Israel en in hulle midde was, en hulle baie bevrees geword, omdat Gibeon 'n groot stad was, soos een van die koningsstede, en omdat hy groter as Ai en al sy manne helde was. Adoni-Sedek, die koning van Jerusalem, stuur toe na Hoham, die koning van Hebron, en na Pirjam, die koning van Jarmut, en na Jafia, die koning van Lagis, en na Debir, die koning van Eglon, om te sê, trek na my toe op en help my, dat ons Gibeon kan verslaan, omdat hy met Josua en die kinders van Israel vrede gesluit het.
So het dan die 5 Amoritiese konings vergader en opgetrek, die koning van Jerusalem, die koning van Hebron, die koning van Jarmut, die koning van Lages, die koning van Eglon. Hulle en al hul leermagte, en hulle het Gibeon beleer en daarteen geveg. Maar die manne van Gibeon het na Josua gestuur in die laar van Gilgal om te sê, trek die hande nie af van die dienaars nie. Kom gou op na ons toe en verlos ons en help ons, want al die konings van die Amorite wat die gebergte bewoon, het hulle teen ons verenig. Daarop het Josua opgetrek uit Gilgal, hy en al die weerbare manskappe, en al die dapper helde met hom saam. En die Here het aan Josua gesê, wees nie bevrees vir hulle nie, want ek gee hulle in jou hand. Niemand van hulle sal voor jou stand hou nie. Toe Josua hulle skielik oorval, hy het die hele nag deur van Gilgal af opgetrek, en die Here hulle in verwarring gebring voor Israel, en hy het 'n groot slag onder hulle geslaan by Gibeon, en hulle agtervolg op pad na die hoogte van Bet-Horon, en hulle verslaan tot by Aseka, en tot by Makeda. En toe hulle voor Israel uitvlug, terwyl hulle op die afdraand by Bet-Horon was, het die Here groot haalstene uit die hemel op hulle gewerp, tot by Aseka, sodat hulle gesterf het. Daar het meer gesterf deur die haalstene, as wat die kinders van Israel met die swaard doodgeslaan het. Toe het Josua met die Here gespreek op die dag dat die Here die Amorite aan die kinders van Israel oorgegee het, en voor die oë van Israel gesê, son staan stil in Gibeon, en maan in die dal van Ajalon. Toe staan die son stil en bly die maan staan, totdat die volk hulle gewreek het op hul vyande. Staan dit nie geskrywe in die boek van die opregte nie? En die son het bly staan in die middel van die hemel, en het hom nie gehaas om onder te gaan nie, omtrent 'n volle dag. En daar was geen dag soos hierdie een, voor hom en na hom, dat die Here na die stem van 'n man geluister het nie, want die Here het vir Israel gestry. Daarop het Josua en die hele Israel met hom saam na die laar van Gilgal teruggekeer. Maar daar die 5 konings het gevlug en weggekruip in die spilonk by Makeda. Toe aan Josua geboodskap en gesê is, die 5 konings is gevind, hulle kruip weg in die spilonk by Makeda, het Josua gesê, rol groot klippe teen die ingang van die spilonk en stel manne daarby aan, om hulle te bewaak. Maar julle moenie bly staan nie. Jaag julle vyande agterna en sny hulle agterhoede af. Laat hulle nie toe om in hul stede in te kom nie, want die Here julle God gee hulle in jul hand. En toe Josua en die kinders van Israel hulle heeltemal verslaan het met 'n baie groot slag totdat hulle vernietig was, en enkele uit hulle vrygeraak en in die versterkte stede ingegaan het al die manskappe by die laar by Josua behoue teruggekom in Makeda. Niemand het teen die kinders van Israel sy tong verroer nie. Dan lees ons die stuk geskiedenis oor wat gebeur het met hierdie 5 konings. Vers 22 sê, daarop sê Josua, maak oop die ingang van die spilonk en bring hierdie 5 konings uit die spilonk uit na my toe. Hulle het toe so gedoen en die 5 konings uit die spilonk na hom gebring, die koning van Jerusalem, die koning van Hebron, die koning van Jarmut, die koning van Lages, die koning van Eglon. En toe hulle die konings uitgebring het na Josua, roep Josua al die manne van Israel en sê, aan die aanvoerders van die krygsmanne wat met hom saamgetrek het, kom nader, sit julle voete op die nekke van hierdie konings. En hulle het nader gekom en hul voete op hulle nekke gesit. En Josua sê vir hulle, wees nie bevrees of verskrik nie. Wees sterk en volmoed, want so sal die Here met al jul vyande doen, teen wie julle sal veg. Daarna het Josua hulle neergeslaan en hulle gedood
en aan 5 pale opgehang, en hulle het aan die pale bly hang tot die aand toe. Dan lees ons dat Josua die stad Makeda inneem, vanaf vers 27 tot 28. Josua neem dan die stad Libna in, vers 29 en 30. Josua gaan dan verder na Lagis, neem die stad in, vers 31 en 32. Dan verslaan Josua Horam, 'n koning wat van Geser gekom het, wat vir Lagis kom help het, vers 33. En dan lees ons vers 34, Josua neem Eglon in, vers 35 daarmee saam, en dan vers 36 en 37 sê, Josua neem Hebron in, selfde dag, en dan vers 38 en 39, Josua neem Debir in, tref hulle ook met die banvloed. En dan vers 40, so het Josua dan die hele land verslaan, die gebergte in die suidland, in die laafveld, en die hange met al hulle konings, sonder om iemand te laat oorbly wat vry geraak het. En alles wat asemhaal, het hy met die banvloek getref, soos die Here die God van Israel beveel het. En Josua het hulle verslaan van Kades Barnea af tot by Gaza, en die hele land Gosen tot by Gibeon. En al hierdie konings met hulle land, het Josua in een slag geneem, omdat die Here, die God van Israel, vir Israel gestry het. Daarna het Josua en die hele Israel met hom saam na die laar van Gilgal teruggegaan. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, wanneer die Here maak soos hy hier maak, staan die mensdom verstom oor wie God is. Wat doen die Here? Hy laat toe dat Israel 'n gelofte, 'n belofte aflê en 'n eed aflê en die Here as getuie roep. Hy laat dit toe. Die verbintenis tussen Israel en Gibeon is gemaak, die kontrak is gesluit, die Here sê dis reg, die getuienis is vas. Hulle het julle bedrieg, maar dit staan vas voor my. En dan is dit hierdie God wat die volgende gebeure in die lig van die vorige gebeure omvattend hanteer. Wie is ons as mens? Ons sal sê, julle het my klaar bedrieg, nou is julle in die moeilikheid kry vir julle. Vat julle moeilikheid soos 'n man. Julle het ons bedrieg, ons in 'n slegte posisie geplaas. Ja, julle is nou ons waterdraers en dienaars en dienaresse. Julle is ons slawe nou, maar hier is moeilikheid vir julle. Geniet julle moeilikheid. Ons distansieer ons van julle moeilikheid. Dis normale menslike gedrag. Dis hoe ons sal maak wanneer iemand jou te nagekom het, en ek dink ons ken ons eie geskiedenis persoonlik self. Ek ken iemand wat eendag op 'n stadium my te nagekom het, en daardie persoon het my te nagekom, en daardie te nakoming sal ek nie vergeet nie, want dit is onmoontlik om enigiets te vergeet. Ek herhaal, vir enige mens is dit onmoontlik om iets te kan vergeet. Ons is so gemaak. Die Here het ons 'n wonderlike brein gegee, en ons geheue is fantasties. Wat met ons gebeur, veral as dit emosioneel is, word vir altyd onthou. Behalwe as jy breinskade kry en dit moet vergeet, want jy kan dit nie dan onthou nie. Maar ons onthou alles. Die genade lê daarin dat ons nie alles onthou en kwaad bly nie. Dis vergifnis. Dat ons onthou wat met ons gebeur het en aanvaar die Here sal reg laat geskied. Op sy tyd, op sy manier, op sy plek. Maar genade lê daarin dat ons niks kan vergeet nie. Werklik waar niks kan vergeet nie. Vra maar 'n man
wat met sy vrou argumenteer. Sy onthou elke stukkie detail. Van eendag lank genade tot vandag. Hoekom? Die Here het die vrou so wonderlik geskape, dit weet ons, dat sy baie goed emosioneel onthou, en ongelooflik baie meer gedagtes onthou, as wat mans doen. Die geskiedenis en die wetenskap is daarvan vol. Hoe wonderbaarlik, die man omtrent niks kan onthou, van alle gebeure, en die vrou baie kan onthou. Ons lag baie keer daaroor, in die wêreld van verhoudings. Maar ons onthou. Mans onthou beteken net die hooftrekker, die vrou onthou die detail. Maak nie saak nie. Ons kan dit nie ontken nie. En jy sal onthou in hoofstuk 9 daar gestaan, Israel het gemurmureer oor hierdie mense gespaar moet word. En hierdie murmurering beteken nie net, hulle is brommerig nie, dit beteken, hulle is kwaad, hulle is emosioneel betrokke by die bedrieërs. En die beste geleentheid wat nou kan gebeur is, Gebia is in die moeilikheid. Want daar was 'n koning met die naam van Adoni-Sedek. Adoni-Sedek was een van 5 konings wat groot areas gehad het, maar hulle was klein teenoor Gebia. En Gebia het hulle verneem, het vrede gemaak met Israel. Met ander woorde, hulle het die vyand, hulle het met die vyand saamgesmelt, en hulle kan ons vyand nou word. 'n Oorlogstaal sê, dis moeilikheid soek. Jy kan dit nie doen nie. Wat gaan met ons gebeur? Kom ons maak 'n verenigde mag, sê Adoni-Sedek, en hy gaan roep 4 ander konings, en hulle word 'n groot en sterk moondheid. En hulle mars op teen Gebia. Ons gaan vir Gebia uithaal. Hulle kan nie deel wees van hierdie stelsel nie. Gebia hoor dit, sien dit, en laat roep vir Israel en sê, ons is in die moeilikheid. Moenie laat ons nou julle dienaars geword het en nou weggevee word nie. En dis hier waar die kruks van die krisis vir Israel lê. Wat gaan ons nou doen? Wat gaan ons nou doen? En Josua se reaksie is 'n bewys van God se teenwoordigheid deur sy gees in die leierskap van Israel, want die Here gebruik selfs die bedrog van Gebia om hierdie land te verower. En dit is die groot saak wat jy moet raak sien in hierdie gedeelte. God gebruik die bedrogspil van Gebia om sy wil te laat geskied in Israel, in die Kanaanitiese land. En dis nie die eerste keer. Ons gaan verder terug in die geskiedenis, en ons kyk na Isak, ou man. Hy het 2 seuns, Jakob en Esau. Die oudste seun is Esau. En natuurlik, die oudste sal die erfporsie kry, ook die seun van die vader. Moeders smee saam 'n bedrogspel, en hulle komplot, bereken hulle, hoe gaan hulle vir Isak, die blinde Isak, bedrieg. En wanneer die jonger broer hom voordoen as Esau, wonder Isak, maar jou stem klink snaaks. Is jy harig soos my seun Esau? Daar is ook bedrog. En wanneer die seën uitgespreek is, en die seën gegee is vir Jakob, is dit gegee. En wanneer daar bewussyn kom van wat het gebeur, as Esau ook vir sy pa die maaltyd wil gee, die wildsmaaltyd, wat sy moeder reeds laat voorberei het vir Jakob. Dan is daar 'n hartseer, woede reaksie van 'n Esau. Jy het my lewensreg by my gesteel.
En hierdie diefstal is wat saak maak. En dan is daar 'n woede, want hy kan elke ding daarvan onthou. En hy jag vir Jakob. Want hy het geweet, Esau gaan vir hom doodmaak as hy hom kry. En wanneer Jakob, en dis 'n pragtige stuk geskiedenis, wanneer Jakob geskenke vooruitstuur as hy weet Esau is op pad, dan gee hy geskenke en hy gee geskenke en hy gee geskenke. En as Esau die dag by hom kom, is daar vrede. Wat God veroorsaak het tussen 'n broer en 'n broer. En Esau se nageslag is geseën, maar Jakob het die nageslag van Christus. Die bedrog van Jakob het nog steeds sy Juda met sy gebreke. En 'n Juda met sy gebreke het 'n uitkoms in 'n verlossingsplan van God deur Kanaan tot by Christus. Bedrog is nie vir die Here 'n probleem nie, maar dit openbaar die mens, en dis u en ek, se karakter. Ons verdien nie. Ons verdien nie om genade te kry nie. Wanneer ons in 'n bedrieglike wyse handel teenoor ander, sien die Here dit raak en gebruik ons gebrokenheid nog vir sy wil, nie dat hy ons gebrokenheid goedkeur nie. Inteendeel, dit staan onder die oordeel van God. En daarom moes Christus vir hierdie sonde van bedrog sterf. Dit het hom sy lewe gekos. Wat van Gebea? As die genade van God oor Gebea neerreën, deur Josua, wat beteken verlosser, onthou sy naam beteken verlosser. Hy dra 'n verlossingsnaam en hier doen hy verlossingswerk as 'n voorafskadu van die Messias. Want Gebea het dit nie verdien nie. Hulle het hier verdien om te sterf. As ons moes oordeel. En dan kom Josua met die manskappe. En ons kom by die oorlog. En die Here se woord is so helder wanneer hierdie slag geslaan word. Die Here in die opmars is met hulle. Die Here is in die opmars alreeds met hulle. Wanneer hulle opmars, sien ons woorde wat vir ons wys. Vers 9, lees vers 8, kyk mooi na vers 8. En die Here het aan Josua gesê, wees nie bevrees vir hulle nie, want ek gee hulle in jou hand. God het klaar besluit, Josua het gesê is reg, hy trek op, die Here sê, ek is met jou, moenie bang wees nie, ek is met jou, ek gee hulle in jou hand. God veg klaar vir Gebea. Daar's genade. God veg klaar vir Gebea. Niemand sal stand hou voor jou nie. Vers 8. Vers 9 sien ons hoe die Here dit doen. Hy het hulle die hele nag deur, of hulle trek, en toe hulle skielik oorval. Die hele veroorsaak dat dit 'n skielike oorval is van hierdie magte. Die Here, vers 10, en dit is geskiedenis wat ons al op verskeie plekke gesien het in die geskiedenis ook, dat die Here verwarring bring. Sien dit in vers 10. Die Here het hulle in verwarring gebring voor Israel, hy het 'n groot slag onder hulle geslaan by Gibeon, en hulle agtervolg op die pad na die hoogte van Bet Horon, en hulle verslaan tot by Aseka, tot by Makeda. Tot by Makeda, dit is 'n belangrike woord daar, die Makeda, want Makeda sou die plek wees waar 'n spilonk, 'n grot, voorsiening gemaak het vir 5 konings om in weg te kruip. En wanneer hulle gevind word, word dit hulle gevangenis. En wanneer hulle gevind word in die gevangenis, word hulle gedood. Nou daardie plek Makeda is belangrik. Maar hoor die Here se geveg. Hy is in beheer van die slag.
Hy verwar, Israel verslaan. Vers 11, maar waar Israel nie verslaan nie, verslaan die Here self. Vers 11 sê, en toe hulle voor Israel uitvlug, op die afdraand van Bet-Horon, het die Here groot haalstene uit die hemel op hulle gewerp. Een kommentaar noem, haalstene so groot soos tennisballe. Haalstene so groot soos tennisballe. Neem dit vir wat jy wil, haalstene, groot haalstene. En dit het die mense gedood. En ons lees dat dit baie erg was, want daar het meer gesterf deur die haalstene, as wat die kinders van Israel met die swaard kon doodslaan. Dink hoe verskriklik is dit, wat die Here doen. Gebea, julle is veilig. Hierdie 5 konings, wat nou 'n mag geword het, kom met hulle hele leermag, God verwar hulle, laat hulle dood deur Israel, God self dood die meeste met die haal. En dan, waar die konings dan wegkruip, word hulle dan na hierdie slag, wanneer die hele menigte verslaan is, gaan hulle na die grot toe. En dan maak die Here dood die 5 konings, laat hulle hang en hulle word met die banvloek getref. Dis die refrein van die boek. Die banvloek, die vloek wat die Here oor die volke bring wat nie in hom geglo het nie, word met die banvloek getref. Dis 'n baie belangrike lyn wat gevolg word. En dis die eerste gedeelte van die oorwinning. Die vyande van Gebea is verslaan. Prys die Here. Hy het hulle verslaan. Die konings wat 'n komplot teen Israel gereël het, wat graag teen hom in oorlog wou wees, hulle is vernietig. Prys die Here. Nou, konings is verslaan, en nou, wat van die tyd? Dis groot werk, ons het vroeg die oggend al begin, want hulle het deur die nag getrek, vroeg die oggend begin. En dan lees ons, dat die Here 'n wonderwerk beskik na die gebed van Josua. Waarvoor bid Josua? Hy bid vir tyd. Hy bid vir tyd. En wanneer God beskik, is hy en dit moet ons raak sien, hy is die heerser oor die ganse skepping. Ons kan sien al met die haal, hy veg met die ganse skepping. Hy verwar, en hy maak dit verder moontlik vir Israel om in een dag die grootste slag te kon slaan. Want hulle begin nou hier in die sentrale dele, en hulle gaan nou af na die suide van die land, en hoor al die plekke wat verslaan is. Maar die gebed van Josua is die saak. Die Here word gevra, help met tyd. Help met tyd. Wat vra Josua? Hy vra dat daar tyd moet wees en dat lig sal langer aanhou vir hierdie dag. En as jy die gedeelte deurlees, merk hoeveel plekke daar getref is. Wanneer Makeda die plek die naaste is, word hierdie stad eerste getref. Dan Libna, dan Lages. En elke stad word ingeneem, vernietig, almal man, vrou, kind, dier en verbrand. Vernietig. Horam was 'n koning van Geser wat net kom help het, sodat Lages nie vernietig word nie. Hy is doodgemaak met al sy magte. Eglon, volgende stad. En let op die woorde in vers 35, op dieselfde dag. Op dieselfde dag. Op dieselfde dag. Dan reis hulle af na Hebron. En dan heel laaste die verste suidelike punt, Debir. En ek raai aan, gaan soek 'n kaart van hierdie tyd van die geskiedenis. En jy sal sien, hulle het ver afgereis, terwyl hulle plek vir plek verslaan het. En die Here laat die dag hou. Die Here oorwin. Wie is hy? Wat die bedrieërs beskerm en voortgaan met sy veldtog om die suide ook te verower eendag.
multi-dae oorlog. Een dag. Wie is God? Wie se geveg is dit? Dit bring ons by die slotverse. As die skrywer van die boek vir ons verduidelik hoe ver, en dit moet jy op die kaarte soek, en kyk mooi, hier van die middeldeel af, deur die gebergte areas, af al die pad na die suide, en dan gaan hulle terug weer na die sentrum toe, dis waar Gilgal lê. Hulle het begin met Jerigo in die middel, Ai nie ver nie, en toe gaan hulle af na die suide, al die streke daar verower en terug. 'n hele suidelike verowering is afgehandel. Die land lê nou oop in die middel en in die suide. God het oorwin. So het Josua dan vers 14 die hele gebergte in die suidland en die laafveld en die hange met al hulle konings sonder om iemand te laat oorbly wat vry geraak het. Hoor mooi, sonder dat iemand oorgebly het wat vry geraak het. Alles wat asemhaal het hy met die banvloek getref, soos die Here die God van Israel beveel het. En Josua het hulle verslaan van Karnes Barnea af tot by Gaza en die hele land Gosen tot by Gibeon. Nou Gaza is teen die see. Is teen die see. Dis die gebied van die Filistyne wat ons later in die Ou Testament sou sien. En al die konings met hulle land het Josua in een slag geneem. Hoor mooi. Vers 42 die kern van die verhaal. En al hierdie konings en hulle land het Josua in een slag geneem, omdat die Here, die God van Israel, vir Israel gestry het. Geliefdes, hoekom moet ons so baie verse lees om een vers te hoor? Jy moet hoor dat die Here moeite maak met Gebea. Dat hy onverdienstelike sondaars wys dat hy God is. Dat hy gelowiges in Israel wys dat hy God is. Dat die ganse wêreld vandag moet hoor dat hy God is. Sy almag strek nie net op 'n oorlogsveld nie, maar die hemel is in sy beheer. Die ganse skepping is in sy hand. En wanneer die geveg moet word, en dis die tema, is dit die Here se geveg. Dis hy wat verwar, dis die Here se geveg. Wanneer mense lyk of hulle weghardloop, dan slaan die Here hulle met haal dood, dis die Here se geveg. Wanneer die konings dink hulle kan wegkruip, word hulle gevind in die spilonk, dis die Here se geveg. Wanneer hulle moet hang aan 'n paal, is dit die Here se vervloeking, dis die Here se geveg. Wanneer ons sien dat die suidelike dele in een dag verower word, is dit die Here se geveg. Bo-menslike kragte word toegespits, want is die Here se geveg. En van toepassing op ons tyd en ons lewe vandag. Wanneer ons in 'n worstelstryd sit in hierdie wêreld vandag, moet ons verstaan, as jy in die Here behoort, is dit die Here se saak. As jy jou besluite moet neem, moet jy verstaan, ek neem nie die besluit sonder die Here se insette nie. Want dit is die Here se besluit. Wanneer ek 'n kruisie moet trek en 'n naam moet kies, vir 'n leraar moet ek weet, dis die Here se saak. Wanneer ek besluit neem oor werk, oor projekte, oor dinge wat ek moet doen, moet ek verstaan, dis die Here se saak. En wanneer ek in sy koninkryk ywer en arbei, moet ek verstaan, dis die Here se saak. Ons bely, ek glo aan 'n heilige beteken afgesonderd vir die Here. Ek glo aan 'n heilige, 'n algemene, dit beteken oor die ganse wêreld. En die derde plek sê ons glo aan 'n Christelike kerk. Beteken waar Jesus die koning is. Wanneer ons hierdie belydenis uitleef,
met die siening dat Christus reeds regeer, hy het alle oorwinning reeds bewerk, en regeer vanuit die hemel, dan is die kerk vandag 'n Josua kerk, 'n verlosserkerk, wat afgesonder is vir hom, oor die ganse aarde, en erken dat hy die Christelike koning is. En dan staan Josua se geskiedenis helder in die 21ste eeu. Met watter proses hierdie gemeente mee besig is. Watter proses die kerk van alle tye mee besig was en steeds is. Ons is op selfde pad, op pad na die ewigheid. En is in hierdie lig wat ons die tema hoor. Dit is die Here se geveg. Dit is die Here se keuse. Dis die Here se wil. Dis die Here se genade. Dit is die Here se. En omdat dit syne is, word dit myne deur hierdie genade van geloof in die almagtige Vader. Mag ons hierin ons hoop en versterking vind van waar ons nou heen gaan. En waarmee ons nie in Josua is nie, maar in Christus is. Tot in ewigheid. Amen. Ons bid saam. Almagtige en barmhartige God, ons hoor, Here, ons kan waarlik hoor, dis u geveg. Dis u wat in beheer bly. Dis u wat die stryd voer. Dis u wat met ons is. En niemand van ons gaan eers sonder u nie. Dis u wat lei, dis u wat bewaar, en dis u wat versterk. Maak ons gewillig en gehoorsaam, dat ons gaan waar u ons vra om te gaan, deur die Gees wat ons lei, dat ons hoor wat u sê, dring ons, Here, om te gaan waar u sê, en laat dit wees volgens u genadige wil. Laat ons as gemeente in u genade ook elke dag hanteer volgens u goedheid. Dit bid ons in Christus naam. Amen.